Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Dit is tyd vir volgende se koerant en mediabesprekings en ons gesels vanoggend oor internasionale en plaaslike stories saam met Jana Marx. Goeiemôre Jana. Goeiemôre Jen en al die kykers. Jana, ons begin vanoggend sommer by 'n nuwe ambassadeur. Nuwe ambassadeur in Suid-Afrika en dit is president Donald Trump wat 'n konservatiewe aktivis en 'n pa van een van die mense wat daarvan beskuldig is dat hulle die Amerikaanse Capitol, jy onthou daai storm in Januarie 2021. So een van die paas of 'n pa van een van hierdie beskuldigdes. Hy is nou aangewys as die nuwe Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, of eintlik benoem, hy's nog nie aangewys nie. Maar ek lees dat daar is nie regtig twyfel dat hy wel aangewys sal word nie, omdat hy's 'n Republikein en Republikeine weet ons het mos nou die oorgrootste meerderheid in die Senaat. So Leo Brent Bozell, hy staan op die oomblik aan die stuur van die Amerikaanse Agentskap vir Globale Media. Dis ook die huis wat van die mediahuis besit wat hierdie staat befonds word, Voice of America. Hy is ook die stigter van die Media Research Center, wie se mandaat dit glo is om liberale vooroordele in die media bloot te lê. So ek lees op plekke dat hy definitief aangewys sal word. Ek dink ons kan saam met Prof Theo Venter, hy's 'n politieke ontleder, hy het 24 gepraat en hy het gesê hy is maar diep dankbaar dat Joe Pollak nie aangewys is nie. Want in hierdie stadium sou dit ons verhoudinge met Amerika niks goed gedoen het nie. Ons weet Joe Pollak is aktief deel van hierdie spanning wat op die oomblik tussen die twee lande heers. Maar ja, ons sal maar sien wat daar gebeur. Bozell is blykbaar 'n gerekende konservatis. Jana, soos ek reg is om te sê, ons weet nie eintlik of dit goed of sleg is vir ons spesifiek nie. Ons wag nou maar eintlik om te kyk hoe dit afloop. Kyk, in hierdie stadium weet ons net dat dit waarskynlik 'n beter opsie is as Pollak vir die verhoudinge, vir die spanning tussen Amerika en Suid-Afrika. Maar ja, ons sal maar sien hoe dit uitspeel. Jana, dan tragiese storie wat gebeur het, is die jong seun wat deur 'n krokodil gegryp is. Jo, kyk, dis ook 'n storie wat mense amper net in Suid-Afrika sal lees, of in Afrika sal lees. Maar daar's 'n veldtog vir crowdfunding en dit is van stapel gestuur om die mediese uitgawes te dek van 'n 7-jarige seentjie van Hartbeespoort. En hy het sy arm verloor in 'n krokodilaanval. Johan Blom is nog bewusteloos, hy's nog nie bygebring nie, die dokters moet dit doen. Hy's maar baie pyn en so aan. Die gesin behoort nie aan 'n mediese fonds nie en daarom is hierdie befondsings of hierdie crowdfunding veldtog van stapel gestuur. So die gesin het blykbaar by Rode Koppiesdam naby Brits uitgespan, toe krokodil vir Johan in die vlakwater gegryp het. Sy pa het gesien en hom toe gehardloop en hom om die lyf gegryp en dit het waarskynlik die seentjie, of dit het die seentjie se lewe gered. Want die krokodil het begin om daardie doodsrol van hom te doen wat 'n mens so sien in die flieks, wat hy so hy kan jou nie noodwendig gelede maar afbyt nie, so hy probeer jy maar verdrink. Maar op die ou end het hy losgekom, die seentjie het wel sy arm in die proses verloor. As daai armpie nie afgeruk is nie, was hy waarskynlik saam ondertoe. So ja, is 'n verskriklike storie. Ek het nou 'n bietjie gesit in Google ook. Die rivier wat in die Rooikoppies dam invloei, is letterlik die Krokodilrivier. So dit is maar 'n gevaarlike plek om mee te begin. Ja, dis regtig 'n tragiese storie en 'n frats ongeluk. Ek dink so aan jy het ook gister gesê, jy weet, dat twee maatjies nou eintlik of neefies daar speel en verstaan een word gegryp deur 'n krokodil. Ons is dankbaar dat sy pa hom kon red. Ons harte gaan uit na sy familie wat 'n lang pad gaan nog moet stap vir sy herstel. Die artikel sê ook, jy weet, hy gaan ten minste nog 6 tot 10 keer teater toe moet gaan. So dis nog 'n lang pad wat voor lê. Een van die artikels gister het gesê hy is bestendig. Vandag hierdie een weer gesê hy is nog nie bygebring nie. So mense hart gaan ook regtig uit na die familie, behalwe vir die onkostes waar hulle dink aan hulle geliefde seun wat nog veg om te herstel ook. Ja, kyk, ek dink daarom as hy bestendig is, hy word onder verdowing gehou. Ek dink is maar weens die pyn en so aan. Dokters lyk nie of hulle bekommerd is om hom te kan bybring nie. Maar ja, soos jy sê, daar's nog 'n baie lang pad vir hierdie gesin. Dan Pieter de Villiers is in die sop. In die sop en in die hof. Hy het skuld ontken, dis natuurlik ons oud Springbok afrigter. Hy het skuld ontken op aanklagte van 'n poging om seksuele misdryf te pleeg, seksuele aanranding en crime injuria. Die klaagster in hierdie saak beweer hy het haar op 30 Januarie laas jaar by haar huis buite Mamasbury aangerand. Hy het blykbaar wel gesê jy sal roes
en jy het 'n leemte want haar man was in Australië en hy het haar blykbaar probeer soen. Sy is blykbaar daai selfde aand polisie toe en in hierdie getuienis het dit uitgekom dat sy beserings het uitwendig en inwendig. Hierdie word nou 'n bietjie ingeskil getrek deur of word bietjie betwis deur de Villiers regverteenwoordiger wat jy weet wat nou vir haar sê maar dit maak nie regtig sin wat jy vertel. Hierdie beserings pas nie by wat jy vir ons vertel nie. Maar ja, hy ontken skuld. Hy beweer hy was die aand daar dokumente af te lewer, maar niks van hierdie aard het gebeur nie. Die hof moet nou maar sy gang gaan. Jana, hoe werk dit dat die klaagster is nou, sy naam word nie genoem nie. Het sy dan gevra om anoniem te wees of is dit omdat daar nog nie verdere uitsprake gemaak is dat ons nie weet wie die klaagster is nie? Gaan ons op 'n stadium weet wie dit is? Weet jy, in 'n geval van seksuele misdrywe word die klaagster of die slagoffer word dikwels beskerm, word gewoonlik beskerm. So dit is baie min, jy weet, die media het baie streng, die bewyslas op ons is baie streng of die druk op ons is baie streng voordat ons so 'n identiteit mag bekend maak. So ja, in hierdie stadium, jy weet, as sy reeds getuig het en haar identiteit is nie bekend nie, is daar waarskynlik 'n hofbevel op haar naam dat jy dit nie mag bekend maak nie. Goed. Ja, dis ook 'n storie wat mense sal dophou om te sien hoe dit dan nou uitspeel. En dan terug na ons president wat ook ons ambassadeur nou moet aankondig na Ebrahim Rasool uit die VSA geskop is. Ja, hierdie is tydens 'n media-konferensie wat president Cyril Ramaphosa aan joernaliste gesê het. Hy het nie die insette van die ANC of die regering van nasionale eenheid nodig om 'n plaasvervanger vir Rasool aan te wys nie. Dis natuurlik nou nadat Rasool uitgeskop is. Hy het basies vir die joernaliste gesê, jy weet, dis sy prerogatief as 'n president. Hy kondig aan, hy hoef niemand te raadpleeg nie. En die joernaliste die vraag aan hom gerig, nadat die DA federale voorsitter Helen Zille gevra het vir konsultasies, omdat dit so 'n belangrike pos is, en omdat ons nou natuurlik nou weet, Trump hou dit dop, en ons weet wat gebeur het die laaste keer. Behalwe nou vir Tony Leon, sy het byvoorbeeld gesê, sy sal vir Tony Leon graag wil aanwys, as dit nou op haar, as nou haar, jy weet, haar besluit was. Die adjunkminister Andries Nel is ook 'n kandidaat. Ek het so 'n bietjie gesels met Prof William Gumede hierdie week, een van ons groot politieke breine in die land. En hy het nogal gesê, jy weet, die probleem met Rasool, of een van die probleme met Rasool was, hy was 'n ANC-politikus, nie 'n professionele diplomaat nie. En in hierdie stadium kan jy nie 'n politikus hê wat ideologie verkondig nie waar daar internasionale verhoudinge betrokke is nie. Jy kort 'n diplomaat wat weet hoe diplomatie werk. Wat professioneel kan optree om daai bande daar te hou, om dit nie te laat verbrokkel nie. Absoluut. En ek dink, weet, nie te stuur nie in 'n land te kom waar jy die ambassadeur moet wees en dan vertel jy hou nie van hierdie land nie. En ongelukkig is dit die posisie van die ANC, dis 'n baie anti-Amerikaanse posisie. Hulle maak geen geheim daarvan nie. Ja, en Jana, jy weet, as mens kyk na diplomate, dit is tog iets wat mense doen as 'n beroep. So dit is nie net enigiemand wat jy kan stuur om te besluit, weet jy gaan nou 'n goeie diplomaat maak nie. Net omdat jy 'n besigheidsman is of wat ook al dit is, verstaan of politikus is, beteken nie jy gaan 'n goeie diplomaat maak nie. Dit is hoekom mense dit doen as 'n beroep. Presies, ek moet vir jou sê, al word ek genomineer, sal ek nie wil gaan nie. As ek dink in die druk en die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan, ek weet nie hoe om dit te doen nie. So ek kan nie dink hoe jy net iemand kan benoem wat nou 'n partypolitiek moet gaan verteenwoordig in internasionale verhoudinge nie. Maar julle, is dit dan nie kommerwekkend dat president Ramaphosa sê hy wil nie ander mense se insette hoor nie? Ek dink dit is baie kommerwekkend. Ek bedoel, soos dit sy prerogatief, niemand stry daarteen noodwendig nie, maar praat met die mense, neem die regering wat saam met jou regeer en jou vertroue. Die ANC is nie meer die meerderheidsparty nie. Jy kan nie net nie besluite neem en maak asof niemand anders bestaan nie, veral nie as van jou ander vennote of leiers in die partye van jou ander vennote gesê het, ons wil met jou praat daaroor, is vir ons belangrik nie. Ja. Jana, die minister van Gesondheid maak 'n paar interessante besluite. Ja, sy besluite was nie baie gewild nie, dis Dr. Aaron Motsoaledi. Hy gaan nou glo die regulasies wat hy in die Staatskoerant gepubliseer het, so stilletjies waar hy gehoop het niemand gaan dit raak sien nie, wat die handel, invoer en vervaardiging van kos wat cannabis of hempsade bevat, verbied. Of wat dit verbied, hy gaan dit nou terugtrek, daai regulasies. So hy het saggies gepubliseer en blykbaar in 'n konsultasie met die president het hy nou, of
is dit nou vir hom gesê, hy moet hierdie regulasies terugtrek. Ramaphosa wil blykbaar ook toesien dat daar beter konsultasieprosesse plaasvind. Onthou, al nuwe wetgewing moet gepaard gaan met rolspelers en die publiek en almal wat nou inweeg op hierdie ding. Ramaphosa het wel in sy staatsrede het hy gesê hy wil graag hê Suid-Afrika moet een van die voorlopers wees van hierdie produkte, maar hy lê baie klem op die gesondheid en hoe die samestelling van sulke kos, gaan lyk, sodat dit nie skade maak nie en veral ook hoe dit kinders gaan beïnvloed. So ja, blykbaar was hierdie minister gesammen na Ramaphosa se kantoor toe. Hy sê dit is nou nie die geval nie, maar ek dink daar was 'n paar kwaai woorde gewissel oor hierdie stil publikasie van die regulasies in die Staatskoerant. Dis ironies vir my dat Ramaphosa bereid is om konsultasie oor dagga-produkte te doen, maar nie konsultasie oor die ambassadeur vir Amerika nie. Ja, maar ek moet vir jou sê, dit voel vir my die ambassadeur is op die stadium so 'n bietjie die dringender saak, nê? There's more important things. Jana, dan oor Absoluut. na die Jocelyn saak en hierdie gaan voort en interessante getuienis wat ons hoor op hierdie stadium. Ja, hierdie verhoor nader aan sy einde, maar is tog steeds vir Laurentia Rens Lombard. Sy is die staat se sleutelgetuie en sy was blykbaar die laaste persoon vir klein Jocelyn te sien vir haar verdwyning. Sy het vir die dogtertjie 'n broodjie gegee. Dis vir my in my kop is dit hierdie verskriklike beeld te dink. Hierdie ou dogtertjie sit en eet 'n broodjie net om 'n paar minute later te verdwyn of 'n paar ure later te verdwyn. Sy was 6 jaar oud toe sy in Februarie laas jaar verdwyn het. En Lombard getuig dat sy, wat nou Lombard is en nog 'n vrou, na die verdwyning glo deur onbekende mans ontvoer is en na Middelpos geneem is waar sy nou gedwing is om aan die soektog deel te neem, om nou te lyk, jy weet, want blykbaar is hulle, of na bewering is hulle geld aangebied om stil te bly oor die feit dat Jocelyn gaan verdwyn. So hulle moes nou saam soek en maak asof hulle nie weet wat aangaan nie. En sy het net gesê sy gaan nie help soek nie, want sy het ook nie haar geld gekry nie. So dit was nou alles maar deel van die getuienis gister. Daar's egter nogal redelik omstandigheid rondom Lombard, al is sy die sleutelgetuie van die staat wat baie kommerwekkend is. Die verdediging probeer haar natuurlik diskrediteer of afmaak dat sy 'n ongeloofwaardige getuie is, dwelms ensovoorts wat hulle aanvoer. Net interessant, ek het gister 'n gesprek met Dr. Gerard Lapeskagni gehad. Hy's hy's 'n oud polisielid, hy's 'n bekende profiler. En hoewel hierdie moordsaak aan Moetie gekoppel is, sê hy uit al sy ervaring in die sielkunde en die polisie, hy is nie noodwendig seker of daar wel Moetie betrokke is nie. Hy sê net, jy weet, kinderhandel is 'n ding in Suid-Afrika, ongelukkig. En dit is waarskynlik, natuurlik gaan ons nou eers weet as die saak homself uitgespeel het, maar ja, hy sê is baie waarskynlik dat daar geen Moetie betrokke was nie en dat dit eenvoudig net kinderhandel was. Sjoe. Dit is natuurlik nie erger as die ander een nie, dit is albei Ja. verskriklik. En Jana, en nou dat verstaan al probeer om die staatsgetuienis te diskrediteer, wonder mens of ons ooit regtig die antwoorde gaan kry wat mens so graag eintlik wil hê. Hierdie berig sê ook dat Kelly se seun ook 'n verklaring afgelê het. Ja, as 'n minderjarige getuie. Dit is wat dit wel baie moeilik maak, wat die saak baie moeilik maak, as jy 'n sleutelgetuie het wat reeds bietjie triekie is en jy het 'n kind. Jy weet, dis baie moeilik vir 'n staat om sy saak te baseer op wat 'n kind sê. Dit beteken nie die kind jok nie, geensins, maar dit bly maar 'n kind. So, en die probleme van hierdie sake is jy hoef nie as 'n beskuldigde te wys jy is nie skuldig nie. Ja. Die staat moet bewys jy is skuldig. Hulle moet redelike twyfel bewys jy is skuldig. So daar moet geen twyfel by enigiemand wees dat jy definitief skuldig is op grond van wat hulle aangebied het in die hof nie. En hierdie tipe goeders, alles plant maar saadjies van twyfel. Verseker, regtig hartseer. Dan is daar 'n nuwe forum teen korrupsie by ons grensposte. Ja, ek wil amper sê about time, nê. So die grensbestuursowerheid het Dinsdag die teenkorrupsie forum vir grensbestuur en immigrasie bekend gestel en dis in 'n poging om korrupsie by Suid-Afrikaanse grense te bestry. Ons weet ons grense is absoluut poreus, dis oop. Jy kan omtrent maar net deurstap, jy sien dit, jy mag nie, maar jy sien dit wel. So David Chilembe is die waarnemende kommissaris van die GBO. Hy het gesê die forum is nie net 'n simboliese gebaar nie, maar 'n daadwerklike verbintenis om die deursigtigheid en integriteit in grensbestuur en immigrasie te verseker. Ek dink hy bedoel maar net, jy weet, dis nie net lip service nie, ons gaan actually iets doen hierso. So maar sien of dit moet gebeur, want ons praat hier van honderde duisende onwettige immigrante. Hy sê wel, hulle het reeds meer as 500,000 pogings om in die land in te kom verhoed. Nou dit laat my nogal dink, as 500,000 pogings verhoed is in hierdie kort tyd wat hierdie forum op die been is, dink hoeveel het dit wel reg gekry. Ja,
My eerste vraag was gewees, jy weet dit klink baie goed om te sê hulle gaan teen korrupsie by die grensposte veg, maar is dit om buitelanders uit te hou? Is dit hulle eintlike agenda of is die agenda regtig net om seker te maak daar vind nie so baie bribes plaas waar mense afgepers word om te sê jy moet so baie geld betaal net om by jou land uit te kom nie. Mense wonder nogals wat is die hoofagenda daar agter, nê? Ja, jy weet jy, dis maklik om die immigrante te blameer. Ek moet ook sê, jy weet, immigrante is, jy kan nie net sê want iemand 'n onwettige immigrant is hy hier om moeilikheid te maak nie. Mense vlug wel, mense probeer wegkom, mense probeer vir hulle self beter omstandighede skep. Maar daar is 'n wettiese proses daaraan en ongelukkig help hierdie beamptes op die poste, op die grens, help nie veel nie. Ek het al met hoeveel mense gesprekke gehad wat vir my gesê het hoe maklik dit is. Jy weet, dit is eenvoudig net 'n kwessie van net jy soveel rand of soveel rand. Dit is glad nie moeilik nie. Ja. En daarbey saam sien ek die artikel sê ook 33 amptenare is afgedank, wat nou vir jou net 'n voorbeeld gee van waar ons is. Dan Jana, die vraag is, waar is ons vertroue? Verbruikersvertroue of sentiment het in die hek geduik, volgens nuwe navorsing deur FNB en die Buro vir Ekonomiese Navorsing van die Universiteit Stellenbosch. Dis nou die laagste wat dit was in 2 jaar, maar net bygesê, hierdie opnames is gedoen net nadat die eerste begrotingstoespraak uitgestel is, toe dit nou aan die lig gekom het dat die minister van Finansies daai 2 persentasiepunte BTW wil hef. En toe was almal baie negatief en mense verstaan dit ook. So net die verbruikersvertroue is maar net 'n fancy woord om te sê dis om die optimisme van verbruikers te meet. Met ander woorde, hoe hulle voel oor waar hulle geld wil spandeer. Dit beïnvloed die ekonomie, want natuurlik as ek my geld gaan spandeer, gaan die ekonomie beter doen. So as die vertroue nie hoog is nie, dan gaan ek nie my geld spandeer nie. In hierdie geval is dan nou wat bevind is dat verbruikers nie vertroue het nie. En ekonome is maar verdeel daaroor. Baie is baie bekommerd daaroor. En dan is daar ander wat sê, ek weet Johan Els van Alt Mutual byvoorbeeld, hy sê die ekonoom daar. Hy sê net hy's nie so bekommerd nie, want hy glo nie hierdie is die begin van 'n nuwe neiging nie. Hierdie was nou maar 'n eenmalige skok. Ons almal was baie geskok na die eerste BTW aankondigings. Maar dan jy weet met mens ook in ag neem, daar is toe nou wel BTW aangekondig. Dalk nie so hoog nie, maar steeds. En omdat daai inkomste, daai BTW praat van die tax brackets, maar daai ding nie aangepas is nie, gaan dit mens nog steeds raak. So ek dink, jy weet, as iemand 'n salaristrekker, myself ook en iemand wat geld verdien, jy wil nie geld spandeer as jy weet jou selfe geld nou gaan volgende jaar minder werd wees nie. Ja, en ek dink dis die harde realiteit. Selfs geld nou gaan minder werd wees. Jana, dan sluit ons af met 'n voelgoed storie vanoggend van 'n hondjie wat sy pad teruggevind het na sy eienaar toe. Die hondjie se naam is Cheddar van Nysna, so Jack Russeltjie. En daar was 'n bietjie misinformasie rondom Cheddar. Cheddar is gered, in aanhalingstekens, hy's opgetel as 'n rondloper hondjie, maar dinge het nie lekker sin gemaak nie, want toe die dierewelsynsorganisasie hom nou kry, sien hulle maar hierdie hondjie is in 'n baie goeie toestand, dis duidelik dat hy wel 'n eienaar het. En hulle begin na die eienaar soek en kry nie, en toe kom iemand na vore wat net sê, hoorie, maar die eienaar wil nie meer die hond hê nie, maar dit kom toe gelukkig uit. Die eienaar is 'n karwag wat nie kon uitkom by die owerhede om te sê, luister, dis my hond, ek wil hom graag terug hê nie. Hy kon fisies nie by hulle uitkom nie. So gelukkig toe hulle dit uitvind, toe kon hulle vir Cheddar terugbesorg en daar's die mooiste foto's in daai berig van die eienaar. Dis my sleg dat hulle nie sy naam noem nie, maar van die eienaar en sy ou hondjie is altyd so bly om mekaar te sien. En die voor en die na foto, nê, dit wys jou die effek wat daai liefde van 'n eienaar op 'n hond het, daar waar hy by die welsyn seker maar gelê het, en jy kan letterlik sien die misnoë in sy oë versus toe hy by sy baas is, en hoe gelukkig hy is. Dit lyk letterlik of hy glimlag met daai bek vol tuintjies, en daai tongetjie. Love it. Ja, dit maak 'n mens baie gelukkig. Gaan dit wys ook die impak wat diertjies op mense het. Ja, en mense op diere, nê? Absoluut. Ja, absoluut. baie belangrik. Jana, baie dankie vir die saamgesels. Ons waardeer jou tyd. Jy met 'n lekker dagie verder. Selfde. Dit is dan Jana Marx, bly gerus ingeskakel net hierna gesels ons pikkewyne. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.